Goeiedag, ek is Lambert Bosman en gesels graag met jou luisteraar oor luister want hy luister. Ons is maar slegte luisteraars, nê? Ons is soos daardie oom wat by die dokter gaan sit en sê, ag dokter, ek dink my vrou is besig om doof te raak. En die dokter sê nou toets dit. As jy weer by die huis kom, gaan staan in een kamer en vra, wat eet julle vir aandete? Man, die oom is toe nou baie opgewonde. Hy gaan huis toe en hy stap daar by die voordeur in en hy roep, Sari, wat is vir aandete? Doodse stilte. Hy loop in die gang in, raak nou 'n bietjie drigtig. Sari, wat is vir aandete? En toe die oom sy voete daar in die kombuis sit, draai aan die Sari om en sê, Frik, ek het jou nou al vir die 4de keer gesê, ons eet skaapbout. Ons is maar soos daardie oom. Ons luister nie regtig nie. Wat dit nog erger maak is, ons wil nie eintlik luister nie. Want ons is besig met ander dinge en ag nie hierdie gesprek so belangrik om regtig ons volle aandag te gee nie. En daarom het jy en ek nodig om te luister na wat die woord van die Here oor kommunikasie sê. Die Bybel vertel ons God praat van die begin af. Dis hoe hierdie hele skepping daar is, want in die begin het God gespreek. Maar selfs voor die skepping het God die Vader, die Seun en die Heilige Gees in volmaakte heiligheid en in kommunikasie met mekaar geleef. Dis die God wat ons aanbid. En God het nooit ophou luister nie. Ons hoor byvoorbeeld in Johannes 11 vers 41, hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Die Vader luister na die Seun en net daarna word Lazarus uit die dood uit opgewek. Maar die Seun luister ook na die Vader. Want ons hoor in Johannes 15 vers 15, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Die Seun luister graag na die Vader en leer dit vir sy disippels. En ook die Heilige Gees is 'n uitnemende luisteraar. In dieselfde Johannes hoor ons in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Vader, Seun en Heilige Gees luister regtig. Hulle luister intiem, aandagtig. Daar's geen selfsug, misverstand of rebellie by God nie. Maar ons is anders. Ons is soos daardie ou oom wat hardhoorig is, ons maak maklik aannames, ons kritiseer, en ons verdedig onsself. Ons is na God se beeld geskape. Ons is sy kinders. Ons word geroep om te luister, want hy luister. Dink aan Christus daar in die tuin van Getsemane. Toe die Vader nie die lydensbeker by hom verby laat gaan het nie, het Christus in opstand gekom en homself gewip in hakkies en nie meer die kruisgebeure laat voortgaan nie. Nee. Selfs in die tuin van Getsemane luister hy na sy Vader. Mag ons in hierdie dag, luisteraar, regtig leer om te luister, want hy luister. Kom ons bid saam. O die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, leer ons om te luister, want U luister. Plaas 'n wag voor ons mond. Ja, ons wil om vergifnis bid vir al die kere wat ons seer gemaak het op die sondige manier van luister na mekaar. Ons bid dit om Christus wil. Amen.